Goeienaand en welkom weer by PPK Delmas se Woensdae Bybelbespreking. Pastoor, is lekker om pastoor weer te sien. Ja, baie dankie Hendrik. Ja, ek raak ook maar skaars hoor. Hulle sê goeie goed is maar skaars, nee. Hulle sê so, Ja. hulle sê so. Ja, Hendrik, dan het jy nou gisterand vir my baie lekker onderwerp deurgegee, né? Ja, ons het vandag ietsiekie voorberei vir vanaand. Gaan interessant wees om te sien wat pastoor uitgedink het. Maar weet jy, omdat jy nou die onderwerp gisterand vir my deurgestuur het, mag jy maar begin hoor. Nee, is doodreg. Maar ek dink die mense wonder seker nou, kyk vanaand is nou nie die opgewonde of die een wat ons laasweek van gepraat het nie, hy gaan nog kom. Maar ons sal 'n advertensie maak vir hom. Ons sal 'n advertensie vir hom plaas. Dis reg, Vir die spesiale een wat op pad is. Maar ek het gedink ons het nou so 'n ruk terug die rol bespreek van die gesin, die man, die vrou, die kinders en ook toe die gesin in geheel. Ek het gedink mense moet bietjie gesels oor wat is die rol van die kerk. Baie mense kom kerk toe of weet van die kerk, maar hulle weet nie vir wat kom hulle kerk toe of hoekom is die kerk daar of wat moet die kerk doen nie. Ja, Hendrik, maar ons moet ook kyk, weet, en ons kan dit met baie eerlikheid sê, die kerk vandag is onder 'n groot bedreiging vanaf buitefaktore en ook interne faktore. Buitefaktore is natuurlik die aanval weens ander gelowe op ons as 'n Christelike geloof wat maar 'n rol speel, en dan die algemene siening deesdae van die publiek oor wat is die kerk. En as jy kyk net na wat mense vir jou gaan sê, baie mense gaan vir jou sê, eerstens ek het in die kerk seer gekry, daarom kom ek nie kerk toe nie, jy weet. Ja. En hy kan baie ander, en ek sê altyd, man, weet jy wat, as jy in die bediening staan, dan kan jy kom saampraat van mense wat seer gekry het in die kerk. 'n leraar vat baie houe. Maar nou ja, ons is nie daar om oor leraars te gesels nie. Maar ek dink daar's soveel eksterne faktore wat 'n baie groot rol speel. En dan ook interne faktore wat 'n groot rol speel in die kerk en wat die rol van die kerk vandag moet wees. Ek dink ons moet bietjie gesels oor wat is die werklike rol van die kerk? Absoluut. Ja, maar pastoor, aan net so vir interessantheid, ek hou daarvan om so nou en dan bietjie aan dit te dink, om na die grondteks te gaan kyk, en ek het gesien, en dis iets wat ek geleer het, maar so oor jare, maar die Griekse woord vir kerk is ekklesia, wat vir my interessant was. En dit is die vergadering of uitgeroepenis, so dit beteken die uitgeroepenis of die vergadering, né? Dis reg, ja. So dit is vir my baie interessant gewees, en die kerk word as die liggaam van Christus gesien. Amen. Ook. En hierdie gemeenskap het spesifieke geestelike en praktiese funksies. En dit is eintlik wat ek vanaand bietjie oor wil praat, en ek het so 'n paar punte uitgehaal wat hierdie funksies van die kerk is. En die eerste ene wat ek uitgehaal het is aanbidding en verheerliking van God. Ons moet besef die kerk is geroep om God te aanbid en te verheerlik. Dit sluit gemeenskaplike aanbidding, lofprysing en gebed in. Die kerk is wanneer gelowiges saamkom om God se grootheid te vier. Amen, Hendrik, en ek dink as jy aan die einde van Handelinge 2 ook dan lees van wat het die kerk gedoen van daardie tyd. Hulle het by mekaar gekom, saam gebid. Absoluut. Hulle het soveel interaksie met mekaar gehad, en as jy nou vandag die moderne kerk kyk, dan wil ons op Sondag vinnig wees, daar vind nie eers 'n interaksie tussen die gemeentelede eintlik by plaas nie. Hulle is hier groet mekaar en uit daar gat hulle. En dit is nie waar die kerk gaan nie, Henry, en jy het dit mooi gestel, dit is eers om God te verheerlik. Hoe verheerlik ons God? Deur ons samekoms hier, wat is ons gesindheid, wat is ons optrede teenoor mekaar, en ek dink daar's baie wat 'n rol speel, en daarom sê ek altyd vir mense, en ek dink mense moet vanaand baie mooi daaroor gaan dink is, waarom gaan jy kerk toe? Ja. En jouself die vraag vra, waarom gaan ek kerk toe? Wil ek gesien word? Wat is my rede? Dis absoluut waar wat pastoor sê, baie mense kom baie keer kerk toe met die verkeerde intensie of idee van kerk, of hoekom hulle kerk toe kom. Op 'n van die dag moet ons kerk toe kom vir God, en soos ek nou gesê het, om God te verheerlik. Alles gaan oor God, dis hoekom ons hier is. Ons is nie hier om nou te gaan skinder oor iemand, of te gesels oor die week, of te gesels oor sport noodwendig nie. Ja, ons gesels oor goed so sport en goed na die tyd en so, maar wanneer ons hier is, die hoofdoel is om as 'n gemeente saam oor God te praat, God te verheerlik en om te aanbid. En so wat pastoor gesê het in Handelinge 2,
van 46 tot 47, die einde van Handelinge 2, kan jy sien wat die kerk gedoen het. En nog 'n skrif wat ek ook uitgehaal het, is die Efesiërs 5 vers 19, en wat mense ook kan gaan kyk. Ek het nou nie die verse uitgehaal om dit te lees, want ons te lank besig wees, maar die mense kan gerus dit neerskryf en self bietjie gaan oplees hoe selfs die eerste kerke God geaanbid het, sy naam groot gemaak het en basies sy grootheid gevier het. Amen. Verseker Henry, en gesindheid speel natuurlik 'n absolute rol, jy weet. En ek dink ons as gelowiges moet ons self ondersoek en onsself die vraag vra, waarom gaan ek kerk toe? Gaan ek om deur mense gesien te word? Gaan ek om deur die leraar gesien te word? Gaan ek om kritiek te lewer teenoor die woord? Gaan ek om kritiek te lewer oor die mense van daardie gemeente? Wat is my gesindheid rondom die kerk? Maar nou kom ons ook en ons vra 'n bietjie self die vraag, wat is die rol en die gesindheid van die kerk teenoor die gemeenskap? Absoluut. En jy het nou jou punt nommer 1 gegee, nou gaan ek my kripnoot nommer 1 gee. En dit gaan vir my eerstens oor die rol van die kerk is om die gesonde leer, die waarheid van God te verkondig. Dis my tweede punt. Is dit jou? Baie dankie, so ons het dieselfde. En 2 Timoteus 4 vers 1 tot 3 sê dit, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom, wanneer 'n mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Wat is die eerste of na aanbidding en lofprysing? Moet die kerk die gesonde leer, die waarheid volgens die woord van God uitdra. Die kerk moet ophou om mense se ore salfies te smeer, en as dit sonde is, moet ons sonde preek. En ons moenie terugdeins wanneer die gemeenskap kom en wanneer ander mense se siening kom en sê, nou aanvaar ek dit nie. Nee, ek dink mense ken my nou al te lank. Ek is te reguit vir dit. Ek sê vir jou, as die Bybel sê dis sonde, dan aanvaar ek dis sonde en ek sal daaroor preek, want God verwag dit van my. Absoluut. En jou opinie aangaande dit, jammer om te hoor, dit tel nie. Ja, definitief is waar wat pastoor sê, selfs Jesus se opdrag aan ons, Matteus 28 wat sê, ons moet gaan disippels maak, dis wat die kerk ook moet, ons moet gaan disippels maak, en dan moet ons hulle leer, dis wat Jesus Christus ons beveel het om te doen, dat ons hulle moet leer, en dit is wat jy ook hier kom sien op Sondag, dis die rol van die kerk, as jy kerk toe kom, gaan jy iemand kry wat vir jou preek, jy gaan prediking kry, Woensdae gaan jy dalk Bybelstudie kry, en al hierdie goed, sondaande onderrig, al hierdie goed gebeur ook in die gemeente, en hulle gaan ook uit en versprei dit in die wêreld in, en dit is ook die rol, soos wat pastoor sê, van die kerk, so om mense te leer, en nie net te leer nie, so wat Jesus Christus gesê, om alles onderhou wat ek julle beveel het, so ons moet die waarheid verkondig, ons moet nie ons eie goed gaan loop en verkondig nie. En ek dink dit is hier waar die kerk vandag dan die verwarring veroorsaak in die gemeenskap. Want die kerkdenominasies praat nie meer uit een mond nie. En nie praat ons van die rol van die kerk in Suid-Afrika in die wêreld. Elkeen het sy siening, yes, ek sê dit ook. Weet jy, soos wat Martin van die Hervormde Kerk altyd sê, ons almal kan rondom 'n tafel sit. As ons kan praat oor God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kan ons om een tafel sit en ons kan gesels. Ja. Maar wanneer ons oor hierdie drie nie kan saamstem nie, dan is daar fout. Oor die res van ons onderlinge meningsverskilling of sieningsverskilling in die nominasies, dis onvanpas. Elkeen het sy beleid, elkeen het sy geloofsoortuiging, maar die kern moet wees, en dis wat in Delmas so mooi werk, is al die gemeentes wat saam besluit het, ons gaan Delmas vir God terugwen. Absoluut. En ons het ons onderlinge verskille eenkant gesit en gesê, ons baseer ons siening en dit wat ons doen in Delmas op die gesonde leer van God. Nie op my siening of op 'n ander persoon se siening, maar op die woord en die woord alleen. Absoluut, en dit is waar wat pastoor sê, as jy kan saamstem oor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, kan jy saamsit, want op die einde van die dag is dit wat belangrik is, alles gaan oor God, dit is waar jou saligheid lê. Jou saligheid lê nie of iemand nou stadig sing en ander ouens hande klap terwyl hulle sing, en daai verskil het niks met jou saligheid uit te waai. Niks met jou saligheid, niks met jou redding te doen nie. Maar as jy om 'n tafel kan sit en sê, Jesus Christus het vir jou gesterf, hy is een wat die prys vir jou betaal het, jy erken hom as God, dan is daar nie probleme nie. Absoluut. En ek sê dit,
oppas vir gevoelens. Ek is nie daar, en ek sê dit weer, om jou salfies te smeer nie. As die woord sê die sonde, dan is dit sonde. Ek wil nie enig voor God staan en God sê, maar weet jy wat, in plaas van daai salfie te smeer, moes jy die waarheid aan hom verduidelik. Jy het dit nie gedoen nie. En dan voorkere en meningsverskille. Weet jy wat, en ek het dit al baie gesê, ek is nie daar met jou oor die woord te stry nie. As jy na my toe kom en jy sê dit, dan sê ek, daar is die woord, haal dit uit die woord, bevestig dit deur die woord. Want ek en jy het al baie sienings en meningsverskille gehad, maar ons het dit op 'n gesonde manier met mekaar daaroor gesels en goed. Ek wil nie 'n bekleierery oor iemand se mening gaan nie, maar as die woord vir my sê dis sonde, weet jy wat jou opinie tel nie? Jammer. En ek dink dit is wat ons moet doen. Ek dink weer tyd dat alle kerke in Suid-Afrika en die wêreld weer begin uit een mond praat. En daardie mond is die woord van God. Ja, is absoluut waar wat pastoor sê. Weet nie, kyk, is nie iets wat mens nou vanaand moet ingaan nie, maar kyk, mense kan enigiets uit die Bybel uitwys. Jep. Dit is die groot gevaar, is dat mense goed uit konteks uithaal, maar ja, as jy vir iemand in konteks iets kan wys, dan is dit die waarheid. Maar ja, baie valsouers kan vir jou goed in die Bybel wys, maar hulle haal een versie uit die hele hoofstuk uit dat eers sin maak. Ja, lees die hoofstuk, dan praat ons weer. Ja, dan praat ons weer. Ja, is absoluut so. Dis nou weer my beurt. Ja. Want ek gesê, dan kan ons sê die derde punt is gemeenskap en eenheid. Is ook die rol van die kerk, en die kerk is die liggaam van Christus wat ek gesê het, waar gelowiges in eenheid saamwerk, mekaar ondersteun en lief hê. Dit is 'n plek van wederwysige bemoediging en sorg. En hoeveel keer het pastoor dit nie al gesê nie, as hierdie liefde nie by ons met hierdie gemeente is nie, maak jy deure toe. Kan ons die deur toe maak. Want op die einde van die dag, dit is ook wat die kerk is. Ons is 'n gemeenskap wat moet omgee vir mekaar, lief wees vir mekaar, daar is vir mekaar versorg. Selfs as ons sien iemand het tekort, moet ons daar wees vir daai persoon en daai persoon help. Nie om hulle af te breek of om hulle te verneder nie, maar om werklik hulle op te bou en op te rig en daar te wees as broers en susters van mekaar. Ja, Hendrik. Nee, dit is absoluut. Kyk, ons is daar mekaar te ondersteun, mekaar se laste dra, en ons moet dit alles in liefde en in die regte gesindheid doen. Maar, en ek sê dit ook, die kerk moet ook waak dan deur uitbuiting. Ja, nee, absoluut. Kyk, en ons sê dit, ons ondersteun enige persoon, en waar ons kan, help ons. Maar as ook mense wat absoluut misbruik maak van die kerk, en die kerk het ook die reg, soos was Jesus gekom het, want Jesus is verteenwoordig die liggaam van Christus op aarde, het die Here gekom, en hy het op 'n stadium, net voor hy gekruisig is, toe deur die strate gelys vir daai soldaat gesê, toe hom in die gesig geslaan het, dis klaar. So mag die kerk kom en ook skop teen uitbuiting. Want dit is so maklik wat mense altyd na jou toe kom. Jy sien hom nooit in die kerk nie, maar as daar moeilikheid is, dan kom jy na die kerk moet help. Ons help, maar daar kom ook 'n punt waar die kerk moet sê, maar hier's die lyn. Ons kan nie aanhou om mense te help en uitgebuit te word nie. En ons het al gevalle gehad in ons dorp, en dankie vir die leraarsforum, maar 'n persoon byvoorbeeld kom, en hy sê hy kom van 'n ander dorp, en so het hy by al die kerke omgegaan, en by al die kerke wil hy dan geld hê. En die dag toe hy my bel, toe sê ek vir hom, maar weet jy wat, jy was nou by daai en daai leraar, jy het nou reeds soveel en soveel, toe kan hy nie meer antwoorde gee nie. So ja, ons moet help, dit is die grootste funksie van die kerk, maar die kerk moet hom ook self beskerm teen uitbuiting. Nee, absoluut, pastoor. En ek weet van hierdie geval wat pastoor van praat, en mense moet besef wat jy kyk vanaand. Ons praat nou nie hierso van 'n kospakkie nie. Dit kom van 'n ou wat sê, hoor jy, my kar het gebreek, ek het 5 of 10.000 rand nodig. Dan kry 'n kerk 'n ou jammer en hulle help hom. En dan gaan hy na die volgende kerk toe. Ja. Daai kerk gee hom ook 5 of 10.000 rand. Hier in die 5de kerk moet jy ook net sê, wow, hoeveel duisende rande wil jy nou uit die kerke uitvat? Ja. Verstaan? So dit is nie dat jy net sommer net vir iets kleins soos 'n kospak sê, nee, hoor hierso, jy moet gaan hongerslaaf verlang. Daar's letterlik mense wat regtig fisies baie geld uit kerke wil uitbuit en vat vir hulle self, is eintlik steel, pastoor, is wat dit is. Ja, wel, Hendrie, as ek net kan vat van die goedhartigheid van die kerke in Delmas, en ek verwys na Delmas, by die COVID het hierdie kerke hande saamgevat, en ons het elke tweede week, en as ek moet vir jou sê, met die gemeenskap en al, soveel mense, ek dink ons lys was amper oor 80 huisgesinne, wat hierdie gemeenskap,
En ek praat nie van 'n klein kospak nie, ek praat van groot kospakkies wat ons uitgedeel het, want dit is die rol van die kerk om in sulke omstandighede te kan help en te voorsien dat almal veilig is. Absoluut, nee, dit is absoluut waar wat pastoor daarso sê. En net so vandag voor pastoor in die volgende punt aanraak, ek wil so 'n paar skrifte gee vir mense om met te gaan oplees oor waar die kerk in eenheid en in 'n gemeenskap saamgewerk het, is in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 27 en dan weer in Handelinge 4:32 en dan Galasiërs 6 vers 2 kan hulle bietjie gaan oplees wat die kerke in daai opsigte en hulle rol selfs in die Bybelse tyd uitgevoer het. Okay, my derde of my tweede punt nou is ons kry ons sterkte in ons gemeenskap of in die kerk van ons aanbidding en verheerliking van God. Wat aansluit by jou eerste punt. Waar kom ons krag vandaan? Kom in ons aanbidding van God. En ons as gemeente kan soveel reg kry wanneer ons in eenheid oor 'n saak bid. Maar sodra daar verdeeldheid is, en nie praat ek oor ons dorp, ek praat van ons gemeenskap, en nou die verlede jaar het ons daai 24 uur, 7 dae gebed gehad, wat ons vir 24 uur aan mekaar gebid het. En die getuienis wat daarna gekom het, hierdie ketting van gebed vir 7 dae, was iets astronomies geweest. En dit is nie 'n individuele persoon of kerk nie, dit het gegaan oor ons gemeenskap wat hande saamgevat het, maar die kerk het leiding gevat en 'n leidende rol gespeel in hierdie 24 uur van gebed, wat ons weer hierdie jaar gaan hou, en waar ons ander gemeenskappe ook wil betrek om saam met ons hierdie 24 uur 7 dae van gebed te kan hê. Waar het ons krag vandaan gekom? Uit ons gebed en die eenheid wat ons as kerke en gemeenskap geopenbaar het. Absoluut. Wat is die groot funksie van die kerk? Om eenheid te kan bewerkstellig. En ek dink dis iets wat Delmas baie mooi reg gekry het, en dit is ook deur Martin en Tannie Madel vir die met Delmas herleef. Ek meen binne 2 jaar was ons dorp van die jaar, want hulle het iets reg gekry. Die kerke het verenig en die gemeenskap het verenig. Ja. En daarom het ons 'n gemeenskaplike doel bereik. Nee, dit is waar, pastoor. En pastoor het vir my 'n mooi ding nou gesê met hierdie gebed, want dis een van die rolle van die kerk. Ja. Dis om vir mekaar te bid, vir die gemeenskap te bid, vir die dorp en wat jy is te bid, vir mekaar te bid, vir die individu te bid, mekaar op te dra aan die Here. En soos wat pastoor sê, daai gebedsketting was regtig spesiaal geweest. Ek dink ons moet dit weer doen. Nee, ons gaan. Dit is absoluut. Absoluut. Ek dink in volgende maand wil ons dit weer, maar ons wil nie net individue nie. Ons wil gemeenskappe kry, besighede kry, skole kry, om 'n uur te vat en te sê, weet jy, ons is skool vat hierdie uurslot, en ons gaan bid, en ons wil hierdie ketting van gebed, en ons wil ook kernsake in ons gemeenskap bid. Ja. En dan gaan jy die krag van God sien funksioneer, wanneer ons as eenheid en 'n gemeenskap tot God genade. Want dit is die funksie van die kerk, om eenheid in die gemeenskap te bevorder. Ja, nee, daai was wonderlik. Ek meen, mense moet besef, sorry, ek gaan nou 'n bietjie van topic af, want daai was vir my nogal, soos die vandag se kinders sê, was cool geweest om te sien hoe jy vir 'n week aan een kan bid. Mense moet besef, dit was letterlik elke uur, het ons in slotte opgebreek. Ja. Daar was vir 'n week lank vir 24/7 gebid geweest in hierdie dorp. Ja, en dit was so astronomies, want elkeen het sy slot gekies. Elkeen het, en daar was niemand nie. Elkeen, en as daar nie 'n slot was, of iemand sê, ek kan nie, 'n ander persoon gekom en gesê, maar ek sal daai slot vat, ek sal daai gebed vat. Weet jy, en ek dink dit is wat die mooiheid van my gemaak het, van die eenheid wat die kerk in 'n gemeenskap begin bewerkstellig het. Dit het nie gegaan oor die PPK of die AGS of die hervormde of die moedergemeente nie. Dit het gegaan oor die eenheid van die gemeenskap. Dis die funksie van die kerk, eenheid. Ja, sure. Ja nee, dit is baie mooi, pastoor. Nou sit weer jou punt. Ja, nee, ek het my punt gehad. Ek het hierdie enetjie van my sluit eintlik aan by die vorige ene wat ek gesê het, diens en liefde is ook 'n rol van die kerk, en dit sluit daarop aan, want die kerk word opgedra om ander te dien, veral in nood, soos wat ons nou nog gesê het. Ja. En dit is 'n uitdrukking van Christus en Christelike liefde. Dit sluit dade van barmhartigheid, soos versorging van weduwees
kinders, weeskinders en armes in. En wat jy kan lees mos nou in Matteus 25, en dan ook Jakobus 1 wat sê ons moet kyk na die weduwees en die weeskinders. En Tannie Elsie het vandag vir my eintlik so 'n mooi ding gestuur en dit is wat my daaraan laat dink het. Sy het my 'n video gestuur van 'n ou wat gepraat het en gesê het van hoe kerke finansies inkry en hulle het groot bedrae in hulle rekening en hulle gaan spandeer eerder daai geld op beligting of rookmasjiene en of hulle spandeer glad nie die geld nie en hierdie ou het nogal 'n snaakse ding gesê. Hy sê dan sit hulle eintlik net met 'n spaarrekening wat 'n kruis op het. Ja. en dit is 'n ding wat pastoor ook nou gesê het, selfs soos in COVID en goed, dit is absoluut 'n rol van die kerk is om daar te wees in tye van nood. En dit is op 'n einde van die dag ook waartoe mense draai in tye van nood. Mense verstoot die kerk tot die pop of die fan strike, dan is die kerk die eerste plek waartoe almal hardloop. En dan moet ons daar wees, Henry, in tye van storms, is die funksie van die kerk om die lig van God te laat skyn. En baie keer, en jy het dit mooi gesê, en ek en Elsie het Sondagoggend voordat ons kerk toe gekom het, na hierdie prediker gekyk, en dit was vir my skokkend. Ek meen, as ek praat van astronomiese bedrae wat hulle as gemeente het, en dan nie eers 'n 5de geen behoeftige mense nie. Toe daar 'n storm in hulle dorp was, waar 'n orkaan die omgewing geslaan het, was die kerk deure toe. Sure. Daai mense wat hom ondersteun het, wat hom nou nodig het, nou is die deur toe. Nee, Henry, wanneer die storm slaan, moet die deur van die kerk van God oopgaan. En ons het dit in hierdie gemeenskap van ons, en ek wil Delmas as 'n mooi voorbeeld gebruik, want die eenheid onder die kerk is vir my mooi. Ons het 'n hele paar jaar terug 'n familie waar die huis afgebrand het, en waar mense oorlede is. Ons as kerk het hande gevat, vir hulle akkommodasie gekry, vir hulle nuwe klere gekry, alles. Ons het hulle hier vir 3 maande voor uitbetaal. Sure. Ons as gemeenskap en kerk het hande gevat. Dis die krag en die eenheid wat kan in 'n dorp plaasvind en in ons land as die kerk weer weet wat sy rol is. Ons is nie daar om net geld uit mense te vat nie. En ek dink dis die konsep wat baie mense het. Ek wil nie kerk toe gaan nie, want al wat die kerk is, wanneer sy mond oopmaak, praat hy van geld. En jy ken my hart, ek het al baie gesê, ek wil nie jou geld hê nie, hou jou geld. Ja. Ek soek jou siel. Absoluut. Nee, pastoor het nou so mooi ding gesê, sorry, is 'n prentjie wat by my is nou. Pastoor het sê ons is die lig in hierdie wêreld en dit het my nou net laat dink, is dieselfde soos 'n lighuis. Ja. As daar storm op die see is en die skip weet nie waar is die rotse, waar is die land nie, dan kyk hy na die lighuis en die lighuis wys vir hom en gee vir hom rigting om te weet, okay, ek moet nie daartoe gaan nie, daarso gaan ek teen iets vasry. Soos ons kerke in nood daar vir mense, ons is daai lig wat hulle dit is 'n feit. En pastoor het nou gesê, wanneer daar 'n storm is en groot probleme is in die gemeenskap, is die kerk altyd waartoe die mense draai. En dit is wanneer ons moet bereidwillig wees om te help. Dan moet ons nie ons deure toemaak, soos pastoor gesê het, en mense nie help nie. Nee. Die kerk moet altyd daar wees om te help, maar ek sê ons is ook die reg om ons te beskerm teen uitbuiting. Nou die ander punt wat ek wil gesels is, die kerk moet visie en rigting aan die gemeenskap gee. Ons kan nie uit 2 monde praat nie. Ja. Daarom sê ek, daar is sekere beginsels. God het vir ons 'n morele standaard gegee, en ek en jy kan nie uit 2 monde oor daardie morele standaard praat nie. Ons moet saam praat oor dit wat God sê en wat God van ons verwag. Maar wanneer ek en jy kom, of wanneer ons kom as gemeentes, en ons praat sekere sondes goed, dan praat ons net dieselfde. Dan kan ons nie dieselfde visie en die missie hê om iets vir God te kan doen nie. God is baie duidelik. God het vir ons presies gesê wat hy van ons verwag. Jesus het presies bevestig wat die Vader van ons verwag. En die Heilige Gees bevestig dit. Ja. So ek en jy kan nie 2 monde praat nie. Ons as kerke kan nie 2 verskillende monde praat nie. Ons moet uit 1 stem praat, 1 rigting, 1 visie gee, dan sal die gemeenskap weer besef wat die belangrikheid van die kerk is. Ja, dit is baie belangrik en dit is 'n ding wat regtig ontbreek is. Ons kerke, en is die tyd in wat ons lewe en ongelukkig waarskynlik die Bybel ons steun dit. Maar ja, ons praat nie meer uit 1 mond uit nie. Nee. Party praat om ander te laat goed voel en ander praat nog die waarheid en ja, dit veroorsaak ook maar 'n bietjie skeiding tussen die mense, maar dit is belangrik om vas te hou aan die waarheid te verkondig. En so wat pastoor gesê het, ons moet daai morele leiding gee aan die gemeenskap. En dit
iets wat ek net wil aansluit, want dit is ook eintlik een van my punte en pastoor het nou so mooi aangeraak. Die probleem is mense wil nie meer verantwoordelik gehou word vir hulle dade, vir hulle morele dade nie. En baie keer, jy sien, die kerk is verantwoordelik om mense te leer hoe om 'n heilige lewe te lei en hoe om volgens God se wil te wandel. Nou kry jy mense, hy kom kerk toe, maar hy lewe 'n ongelooflike hoe kan ek dit nou mooi stel, sondige lewe, kom ek sê dit maar so, 'n uitspattige lewe. Nou sal pastoor dalk vir hom sê, hoor jy kan nie so loop en rondslaap en al daai goed nie. En dit op 'n mooi manier dalk nou aan hom verduidelik. Nou raak daai mense kwaad want mense wil nie meer die waarheid hoor nie. Hulle wil nie moreel verantwoordelik gehou word nie. Hulle hou nie daarvan meer as kerke vir hulle sê, hoorie so, maar dit wat jy doen is nie reg nie. En op 'n einde van die dag is dit ook deel van ons rol is om morele standaarde en waardes vir mense te leer. Want op die einde van die dag dit is deel van wie God is. Amen. God het 'n morele standaard en 'n waarde en ek en jy kan nie daardie morele standaard en waarde wil afbreek nie. As die Here en die woord sê dis sonde. En ek mense gaan seker sê ek klink soos 'n grammofoon, maar dis my siening rondom. As daai woord sê dis sonde, weet jy wat? Dis God se standaard. Dis wat God van ons verwag. Ek en jy streef daarna om in geregtigheid te kan lewe. En ons moet die voorbeeld wees. Ons is gemeenskap, ons is kerk, ons is individu en as ons dit saambring, dan kom die eenheid wat God graag wil hê. En ek dink ons mis die eenheid van God, want elkeen dink die eenheid is om sy kerk te sit, sy siening te hê, sy dit. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Jou opinie tel nie. Wat is God se waarde? Amen. Wat is God se standaard? Ja. En wanneer ons daardie selfde standaard handhaaf, gaan ons rigting aan die gemeenskap kan gee en leiding kan gee aangaande God se morele standaard en waardes. En die hartseer ding is, en ek gaan dit nou sê, dit is 'n groot rede, my persoonlike opinie, wat ek al gesien het van mense, dis 'n groot rede hoekom baie mense in die kerk toe kom. Ja. Hulle hou nie daarvan om hierdie goed te hoor nie. Hulle hou nie daarvan om verantwoordelik moreel verantwoordelik gehou te word nie. Mense hou nie meer van dit. Vir een of ander rede kan mense nie meer sê, hoorie so ek was verkeerd, maak sy lewe reg nie. Maar is dit nie die gemeenskap nie? Ons hou van die woordjie blame shifting. Dis die gemeenskap waarin ons lewe. Ons soek altyd 'n rede waarom ek nie verantwoordbaarheid vir my dade moet kan hê nie. En ek sê dit baie keer vir mense, toe ek nog in die wêreld geleef en gedrink het, niemand het my gedwing, ek het dit self geneem. Ja. Maar toe ek besef wat my fout is, het ek dit herstel. Absoluut. Ons moet op 'n verskoning soek vir ons swakhede en ons foute. Maar wanneer ons swakhede en fouthede herken, en die kerk het dit ook, ons is liggaam van Christus, het ons foute. Absoluut. Ek is die eerste een wat dit sê, maak ek foute? Ek sê dit gereeld, ek maak foute. En ek het dit al in die gemeente, vir die gemeente gesê, ons het hierdie projek gehardloop, het was nie sukses gewees nie, ek vra om verskoning. Ek het verantwoording gevat vir ons as gemeente, en die foute wat ons maak. 'n Leraar moenie kom en verskoning soek, waarom 'n kerk sekere dinge verkeerd gedoen het nie. Herken jou fout, sê dit, en ons gaan aan. Dit is die groot ding, dis al hoe jy gaan groei, is om te herken jy was verkeerd. Dis amper soos 'n alkoholist byvoorbeeld. Jy gaan nie oor dit kom as jy nie op daai punt gekom het en herken, hoorie so ek het 'n probleem nie. So as jy heeltyd blame shift, gaan jy nooit geestelik groei nie, gaan jy nooit oor daai probleme kom nie, gaan jy nooit vrykom nie, tot jy op daai punt kom en sê, Here, ek is foutief in hierdie area van my lewe. Here, ek het U nodig, ek is jammer, help my om los te kom. En dan kan mens te werke gaan, maar totdat jy kwaad raak vir ander en die hele tyd sê, nee, die fout is nie by my nie, gaan jy nooit geestelik groei of hoe kan ek sê, of verbeter nie, as ek dit nou maar so kan sê. En dan die laaste puntjie wat ek net so vinnig, want ek sien ons kameraoperateur gooi vir ons daar 'n baie interessante 2 minute aanduiding, is die kerk en is daar om verhoudings in die gemeenskap te bou, nie af te breek nie. En ongelukkig, jammer om te sê, die kerk is besig om sy rol daar te mis. Ja. Want as gevolg van ons eie persoonlike sienings, ons eie dinge wat nie op die woord van God gebeur, in plaas van om verhoudings te herstel en te bou, eers ons verhouding met God die Vader, dan ons verhouding met die gemeenskap en die gemeente en die mense en dit, ek wil amper sê, hulle wat aan jou toevertrou is, moet ons daardie verhouding bou. As ons gebuig, geneig om nou die verhouding
af te breek. Hoekom? Want ons het nie meer 'n morele standaard en visie van wat dit God wil hê ons moet doen nie. Dis tyd dat ons moet gaan sit, onsself gaan ondersoek, fout gaan soek waar ons kan herstel, en ek praat van almal in ons gemeenskap, ek praat van elke kerk, en dan moet ons saam by mekaar kom, en dis wat Delmas mooi maak. Want die leraars kom saam en ons bou verhoudings met mekaar, met gemeentes, ons gesamentlike dienste en die projekte wat ons in die gemeenskap hardloop, dit bou die gemeenskap en bou die liggaam van Christus. Want wat sien die gemeenskap? 'n klomp leraars, domies, wat hande vat en saamwerk. En dis die mooiheid van ons dorp Delmas. Absoluut. En Ons bou verhoudings. ek dink dit is so wat 'n mens kan afsluit eintlik vanaand. En dit is 'n belangrike ding van die kerk. Ons is 'n gemeenskap wat moet saamwerk en die Here dien en ander bereik daar buite. En dit is wat ons is. En dit is, ons het redelik opgesom wat die rol is van die kerk. En ek dink pastoor het dit nou mooi afgesluit vir ons vir vanaand. Ja, Henry, en ek dink dis waaroor alles gaan, is die bou van verhoudings. Dis die funksie van die kerk. Ons moet ons verhouding met God bou, en ons verhouding met ons kerklidmate en met die gemeenskap. En dis wat ek eendag gesê het, kom ons breek die mure van denominasie af. En ons bou God se kerk in Delmas. Dis waar. Nee, dit is mooi. Dankie pastoor, ek waardeer dit. Ek moet sê ons het lekker gesels. Die tyd het vinnig gevlieg vanaand. Ja, Henry, en dan sê vir my nee, ons het net 5 minute. Dit wat jy elke keer sê, né? Ja, dit was lekker geweest. Dankie pastoor. Waardeer, kan ek vir ons afsluit? Baie dankie, Henry. Waardeer. Here, dankie vir die voorreg dat ons weer eens vanaand bietjie kon gesels het rondom u woord, Here. Here, dankie dat ons u evangelie kan verkondig, Here. Dankie dat u ons gebruik, Here. Here, maar ek wil so kom en hierdie geleentheid vat, Here, en ek wil vir elke kerk bid in ons gemeenskap, Here. En nie net hier nie, maar in die hele land, Here, elke kerk, Here. Here, ek wil bid dat u en elke leier van elke kerkraad se harte sal werk, Here. En laat hulle sal besef wat hulle rol is, Here, laat die kerk nie net oor hulle as mense gaan nie, maar laat die kerk absoluut oor u gaan en laat dit u liggaam is, Here. Here, en ek wil so bid dat elke kerk in hierdie land sal besef, ons elkeen is 'n ledemaat van u liggaam, Here. Dat hulle sal besef, as ons saamkom as u liggaam, kan ons soveel groot dinge doen vir u, as ons saam beweeg, Here. Want op die einde van die dag, kan die hand nie werk, as die klein vingertjie nie daar is nie, Here. En so wil ek kom vir elke kerk en vra dat een hulle harte sal werk, hulle sal seën en laat ons sal leer hoe om saam te werk, Here, en uit te gaan in hierdie wêreld wat u so brood nodig het in hierdie tyd wat ons lewe. Laat ons saam kan hande vat, Here, en uitgaan en 'n verskil maak in mense se lewens wat u so nodig het, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Baie dankie, Henry. Dan sien ons weer volgende Woensdag. En almal wat hier gekyk het tot die einde toe, onthou, kyk ons goed op YouTube ook, TikTok en Facebook. Share ons goed. En help like ons. Like dit. Help ons om die evangelie te verkondig. Amen. En so bou ons 'n gemeenskap in Christus. Amen. Amen. Geseënde aand vir julle. Daar's hy.